15, 16 jaar gelede was daar 'n ouerige oom en tannie in een van ons gemeentes en hulle het toe besluit om te verhuis Kaap toe en die so rukkie voor hulle toe nou vertrek het ons eendag gou nog bietjie by hulle gaan kuier en 'n bietjie gaan koffie en die oom en tannie is toe besig om op te pak en goed in bokse te pak wat hulle wil saamneem en hulle gee toe vir ons hierdie bordjie wat ek in die begin opgesit het met die skrif op van 2 Kronieke 20:12 wat sê ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U, Here. En hierdie bordjie reis al sedertdien saam met ons deur ons lewe. Hy staan daar in ons kombuis op ons rak. En as ek nou vir jou moet sê hoeveel kere het ons al in ons lewe by so 'n plek gestaan wat ons nie geweet het wat ons moet doen nie. En daar's steeds goed in ons lewe wat ons nie weet wat ons moet doen nie, maar ons oë is op die Here. En dit is so kosbaar as jy gaan lees daai hele gedeelte in 2 Kronieke 20. Dis eintlik so 'n mooi gedeelte wat Josafat bid en wat hy sy hart voor die Here uitstort oor hierdie vreeslike menigte wat voor hulle staan. En dan vers 12 se tweede deel wat hy sê, ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U, Here. En dan net so 'n paar verse aan in vers 15, dan kom die antwoord wat die Here sê, wees nie bevrees of skrik vir hierdie menigte nie, want hierdie is nie jou, dis nie julle saak nie, dis die saak van God. Ja, en dit is so 'n mooi antwoord. En ek voel regtig in my hart, die Here sê baie keer vir ons, as ons nie weet wat ons moet doen nie, ons moet maar net ons oë op die Here hou. Daar's baie goed wat ons baie keer kan self doen en wat die Here ons die wysheid gee en die insig gee dat ons self goed kan doen en self goed kan oplos. Maar daar's so baie geleenthede en omstandighede en dinge in ons lewe wat ons regtig nie onsself kan help nie, wat ander mense ons regtig nie kan help nie, wat dit regtig waar net die Here is wat ons kan help. En dan moet ons weet, ons moet ons oë op die Here hou. Dis nie ons saak nie, dis die saak van God. En hy sal ons help. En dit is so mooi hoe die Here vir hulle gehelp het deur daardie menigte te oorwin. So gaan lees gerus 2 Kronieke 20. En as jy jouself by so 'n plek bevind wat jy nie weet, hoe gaan ek hierdie doen nie? Kyk maar net op, hou jou oë op die Here. Hy gaan verseker vir jou help. Ek hoop jy het 'n mooi en 'n geseënde dag.